Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, watergees, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Daar is verskeie vee wat onder watergeeste val. Alwin of ottermaner is ligte en vleklose waterveetjies wat hulself in borrels toevou om in die water rond te beweeg en hulle kan selfs in otters verander. Besimbi is natuurgeeste wat met watervalle en poele geassosieer word. Hierdie Sentraal-Afrika vee dring aan op vrygewige aanbiedings van kos, of hulle word kwaadwillig en dring die gedagtes van kinders binne. Draks is vormverwisselende watergeeste uit Frankryk, wat in grotte en riviere woon. Hulle neem gewoonlik die vorm van goue koppies aan en dryf op die rivier om vroue en kinders te lok om na hulle te ruik. Hulle gryp dan hul prooi en sleep dit af na die bodem van die rivier. Die drakei van die Skotse Laalande is nogal soortgelyk. Die fountain is die naam van wat aan alle Skotse watergeeste gegee word. Hulle is gewoonlik geniepsig en dreigend van aard. Lastig of green lastig of groen dame is 'n Skotse watergees. Sy kan voorkom as 'n pragtige vrou, 'n bok of 'n albastervorm van half vrou en half bok. Sy dra gewoonlik 'n lang groen rok wat haar onderste bokhelfte versteek. Sy wag soms langs 'n afgeleë rivier of meer vir iemand om haar oor te dra. Afhangende van die manier waarop sy hanteer word, sal sy die persoon of laat verdwaal of hul keel afsny. Sy het 'n harde kerm, baie soos die banshee. In sommige verhale drink sy die bloed van haar slagoffers. In ander verhale is sy die beskermer van beeste en word melk in 'n uitgeholde klip aangebied vir volgehoue welwillendheid. In nog ander verhale is sy die godin van die jag, wat takbokke beskerm en selfs haar troppe wegsteek vir jagters wat ooe in plaas van ramme skiet. As die groen dame was sy eens 'n sterflike edelvrou wat vervloek is met 'n vee geaardheid, bokpote en onsterflikheid. Die groen dame kan goedaardig wees. Sy kyk uit vir diegene wat swak van verstand is, of kan 'n wraaksigtige gees wees. Selfs as 'n pragtige vrou het die Lastig 'n grys gelaatskleur, vandaar haar naam wat glas kom, wat grys beteken. Dit is die beste om weg te bly van vroue wat op hul eie om watermassas hang. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, watergees. Watergeeste is vormwisselaars, wat maklik klein genoeg kan wees om hulself in borrels toe te draai, om in die rivier te reis, of 'n pragtige vrou te wees, om haar gewoonlik manlik slagoffers te verstrik. Watergeeste het bloed nodig om hul betowering aan te vier, anders sal hulle niks meer as gasagtige geeste wees nie. Selfs as 'n pragtige vrou het sy groen-grys vel en die onderlyf van 'n bok. Die meeste watergeeste het lang, glansende hare waarvoor hulle baie sorg, baie soos meerminne, sirenes en ander roofsigtige watervee.
Gehuldig as beskermers, of pla, 'n watergees sorg vir haar omgewing en die diere wat daar woon. Hulle is aan die aarde en die water gebind. Hulle kan groot krag uitoefen. Hulle word maklik tot woede geroer en kan groot skade aanrig in hul toon. Selfs haar kerm kan rampspoed vir haar vyande meebring. Aanleenloper van aard en lief vir kinders, dit is gewoonlik hulle wat vir wisselaars sorg wanneer ander vee uitgekuier is. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!